Yeshua sê in Handelinge 1 vers 4, hulle moet wag op die belofte van die Vader, wat hulle van hom gehoor het. Wat is hierdie belofte? Die Heilige Gees, nê? Jeremia het dit geprofeteer oor wat Abba Vader beloof het. En Jeremia sê in Jeremia 31 vers 30 tot 32, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar spreek Jotewawei dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, hoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Jotewawei. So dink daaraan. Wat sou die meganisme wees waarmee Abba Vader sy Torah, sy volk, sy harte sou meeskryf? Wat sou die meganisme wees waarmee hy op hulle harte skryf? Want onthou, by Berg Sinaï wou hulle nie die berg opgegaan het nie. Hulle wou nie die berg, Abba Vader het gesê, kom my teenwoordigheid, en hulle wou nie. Toe wat doen Abba Vader? Hy skryf sy huwelikskontrak op die kondisie van hulle hart op kliptafels. Dit was die kondisie van hulle hart. Nou, om en by 1500 jaar later, op dieselfde dag, sê Yeshua vir sy disippels gaan berei voor. So, waarmee sou Abba Vader sy huwelikskontrak op sy volk se hart meeskryf? Jeremia verduidelik nie, maar Esegiel doen in Esegiel 36 vers 26 tot 27, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, nie meer van klip nie, ek gaan dit nie meer op klip skryf nie, my huwelikskontrak nie. Ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip, dit gaan nie met kliptafels wees nie, klip uit vlees gaan ek vir julle gee. En ek sal my gees, hoor gaga, hierdie is maar die mooiste, Esegiel 36 vers 27, een van die mooiste beloftes, sê Abba, en ek sal my gees in julle binneste gee, en dit sal maak dat julle in my insettinge wandel.